Maniere wat mense gebruik om gesonde gesprek in die kerk kort te knip. Kom ons praat daaroor. Goeiedag vriende, ek wil graag hierdie gesprek wat gaan volg raam met die volgende 2 verse. En as ek sê raam, dan bedoel ek, dit is die doel van hierdie video. Die eerste versie is Efesiërs 5 vers 6. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Wees op jou hoede. Moenie 'n sakker wees nie. En dan wat hierby aansluit, is Filippense 1 vers 9 tot 10. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. So daar moet progressie wees in hoe ons dinge, soos wat hy nou sê, sodat julle dinge sal kan onderskei waarop het werklik aankom. Ons moet al meer toegerus word om goed te onderskei. Interessant, hy konnekteer dit met liefde, op 'n manier sal dit maak, dat ons liefde al hoe meer sal toeneem. Nou, die inleidende vraagie, wat ek jou sal wil vra, is, het jy al oor die ervaring gehad, dat jy luister na 'n dominee of 'n teoloog of 'n kerkleier, of selfs na 'n politikus, alhoewel baie dominees en teoloë en kerkleiers vandag ook baie goeie politikuste is, en hulle sê vir iets wat jou laat dink, ek hoor wat jy sê, maar ek dink jy bedoel meer, of jy bedoel dalk iets anders, as dit wat jy wil hê ek jou moet hoor sê. Iets voel nie lekker nie, dit voel of jy my probeer manipuleer of in 'n rigting stuur, of hulle sê dalk vir jou iets oor iemand anders, of oor iemand anders se standpunt wat jou laat voel, dan kan ek verseker nie na daardie persoon luister, of selfs daardie persoon se standpunt ondersteun nie. Ek wil nie met so iemand geassosieer word, of selfs met hulle idees geassosieer word nie. Nou die tegniese woordjie hiervoor is retoriek. En wat is retoriek? Retoriek is die kuns van oortuiging, om iemand op 'n manier met jou woorde in 'n rigting te stuur, of dit nou met manipulasie is, of dit nou 'n bietjie met speel met woorde is, maar jy oortuig hulle met jou woorde. En een van die mees suksesvolle taktieke van retoriek is wat ek in die res van hierdie video gaan noem, gesprekstoppers. Nou, as jy nou 'n bietjie verder wil gaan lees oor, sê maar, akademiese literatuur rondom die gesprekstopper idee, gaan Google sommer net die volgende woorde, thought terminating clichés, discursive closure, en dan ook goed soos loaded language en informal fallacies. Nou, hoe stop retoriek gesprek of gesonde diskurs? Want dis nie iets wat ons wil hê nie. Ons wil nie hê gesprek of gesonde diskurs in die kerk of in teologiese gesprekke moet gestop word nie. Ons wil hê dit moet oop, deursigtig en dit moet by 'n slot kom. So, hoe stop retoriek gesprek of gesonde diskurs? Op 2 maniere. Die een is deur etikettering en die ander een is deur die gebruik van gelaaide stellings. Nou wat is dit? Nommer 1. Sommige mense knip gesprek kort of beïnvloed hoe jy na mense luister deur etikette aan hulle toe te ken. Wat bedoel is om hulle in 'n bepaalde boksie te plaas. En so enigiets wat hulle sê, op grond van hulle assosiasie dan met die boks waarin jy hulle geplaas het, te kleur of dan nou te diskrediteer. Omdat jy in daardie boks is alles wat jy sê, moet ons dit so opneem. Of ons moet glad nie daarna luister nie, dis gediskrediteer. So dis etikettering. Die gebruik van gelaaide stellings. Sommige mense knip gesprek kort of beïnvloed hoe jy na mense luister, deur daardie mense se oortuigings of argumente met gelaaide stellings dan nou te kritiseer of te antwoord. En hierdie retoriese strategie gaan soms ook met 'n ander strategie gepaard. Jy sou kon gaan soek. Die term is poisoning the well. En wat is poisoning the well? Dit word gedefinieer as 'n drog argument. As jy nou in die Engels gehoor het, logical fallacy. Is 'n drog argument wat bedoel is om vooroordeel by die gehoor oor die spreker of sy argument te skep voordat die spreker kans kry om hulle saak te stel. So dis ook baie dieselfde as om iemand in 'n boksie te sit, maar eerder as wat jy dit met etikette doen jy dit nou met gelaaide stellings. Poisoning the well. Byvoorbeeld, iemand sou sê, op 'n verhoog, sê nou maar voor 'n debat, net voordat my opponent praat, neem aan ag dat hy reeds 2 keer by sy werk al afgedank is. Nou dit het niks met die gesprek uit te waai nie, maar nou luister die mense anders na daardie persoon, en dalk veral meer krities of sinies, want hy is nou iemand wat al by sy werk afgedank is, so sy opinie moet so 'n bietjie minder tel. Of in 'n kerklike konteks, sou iemand dalk sê, sy argument mag dalk mooi vroom en teologies korrek klink, maar neem in ag dat hy tog 'n fundamentalis is. Koekoe, ons wil nie 'n fundamentalis wees nie. En ons weet tog, hulle lees die Bybel letterlik en hulle is aggressief en hulle is legalisties. Dis hoekom ons eintlik nie hulle argumente ernstig moet opneem nie. Of soos in die 2023
algemene synode, net voordat die groot gesprek rondom die selfde geslagverhoudinge oopgemaak is, dan word daar 'n video gewys wat Kerkspieël se statistiek vir die mense gee, wat wys dat die oorgrote meerderheid van predikante in Suid-Afrika nie geplaas oor selfde geslagverhoudings nie. Met ander woorde, as jy geplaas is jy in die minderheid en is daar eintlik fout met jou. Alright, so kom ons gaan hierdie gesprek oor selfde geslagverhoudings, nou dat jy hierdie statistiek in julle kop het. Poisoning the well. Skep vooroordeel by mense. Beraam die gesprek op 'n manier wat dit in 'n sekere lig stel soos wat jy dit graag sou wou hê. So ons kry veral met hierdie twee tipes gesprekstoppers in die politiek mee te doen. As ek julle nou net so 'n bietjie aan die gang kan sit met dit. 'n Paar uitblinkers in die laaste 5 jaar veral. Baie ook in die meer Amerikaanse, Europese tipe politiek, maar dis maar in Suid-Afrika ook. Iemand sal sê, man, hy is 'n verregse nazi en fascis. Nou die regte wêreld gebruik van nazi en fascis is, hierdie persoon se idees is irrasioneel en of ekstreem. Dit maak hulle 'n gevaar vir die samelewing en daarom moet ek nie na hulle luister nie. En moet hulle so gou as moontlik gedeplatform, geïsoleer en stil gemaak word. Hulle is gevaarlik, hulle is ekstreem. Maar dit word ook op 'n retoriese manier gebruik. Met ander woorde, sodra ek jou in hierdie ekstreme boks gesit kry, maak jou opinie nie meer saak nie en het ek jy effektief jou stem stil gemaak. Ongeag van hoe logies of feitelik of relevant dit wat jy wil sê is, want geen regdenkende sal 'n verregse nazi of fascis ernstig opneem nie, natuurlik. Nog enetjie. Dit is haatspraak, wat jy sopas gesê het. In die regte wêreld gebruik is haatspraak is 'n legitieme ding, dis enige vorm van kommunikasie wat individue of groepe aanval of bedreig of verontmenslik en ander individue of groepe kry om dieselfde te doen. Maar dit kan ook retories gebruik word. En dan is dit 'n gesprekstopper om enige ongemaklike, maar legitieme standpunt of narratiewe wat van jou standpunt of narratiewe afwyk stil te maak, sodat jy nie eerlik daarmee hoef om te gaan nie. Sê net dis haatspraak en dan stop almal ewe skielik, want ek wil tog net nie van haatspraak bedink word nie. Nog enetjie, dis 'n conspiracy teorie. Of dis misinformasie. Die regte wêreld gebruik natuurlik, kom ons waarsku teen die onkritiese aanvaarding van valse inligting, maar retories kan dit gebruik word om die ondersoek van die feite of legitieme antwoorde en argumente oorbodig te maak. En diegene wat daaroor wil praat, stil te maak. Dis 'n conspiracy teorie. Bly asseblief stil, ons wil nie met conspiracy teorieë te doen kry nie. Enetjie wat ons baie tydens COVID gehoor het is, volg die wetenskap. Jy weet, in die regte wêreld gebruik is, dis 'n appel tot akademiese standaard. Nie sommer net enigiets insluk nie. Dit moet goed nagevors en geïnformeer wees. Maar die retoriese gebruik is, nou maak ons alternatiewe argumente en feite stil, deur dit te diskrediteer. Dis nie wetenskaplik nie. Eerder as om dit ernstig op te neem en ernstig met die feite om te gaan. En dan laaste nou, 'n samevoeging van die heel luiste, maar mees algemeen gebruikte gesprekstoppers in veral politiese gesprek. Jy is 'n homofobiese, islamofobiese, rassistiese, seksistiese, intolerante, nasionalistiese supremasis. Met ander woorde, jy mag nie praat nie. Ons wil nie met al hierdie ismes en fobiese dinge waarmee jy jouself ophou te doen hê nie. So wat 'n gevolgtrekking kan ons maak? Hier is 'n patroon. Al hierdie etikette en gelaaide terme doen tipies een van die volgende. Nommer 1, dit diskwalifiseer die spreker vanuit die staanspoor uit. Jy is 'n nazi, jy is 'n fascist, jy is 'n fundamentalist, jy is oningelig, so jou opinie is ongeldig. Ons gaan nie luister na enigiets wat jy sê nie, maak nie saak hoe feitelik of ingelig of wat ook al dit is nie. Die tweede ding wat dit doen is, dit diskwalifiseer nie net die spreker nie, maar ook sy idees vanuit die staanspoor sonder gesprek of teenargument. Iemand wat hierdie dinge is, enigiets wat hulle sê moet tog 'n conspiracy of misinformasie wees. So moenie jou asem mors nie, ek gaan nie eers na jou luister nie. Derde ding wat dit doen is, dit verskuif die maatstaf van waarheid. Hierdie inhoud of taal is gevaarlik, maak nie saak of dit feitelik korrek of wat al is nie, en daarom is dit nie aanvaarbaar in ons moderne konteks nie. Met ander woorde, jou feite is minder belangrik as my gevoelens. So, Nou, lang inleiding om by die vleis van hierdie video uit te kom. Daar is, ongelooflik jammerlik, te veel van hierdie tipe politiek en retoriek in die kerk ook. En daarom kry ons dan ook met baie soortgelyke gesprekstoppers in kerklike gesprekke te doen. Ons sien dit veral in die sogenaamde Christelike media, soos ons kerkkoerante en radioprogramme. Ons hoor dit in preke, ons sien dit op vergaderings. En die rede hoekom ek dit nodig gevoel het om hierdie gesprek met julle te hê, is juis omdat baie van hierdie uitlatings, hierdie retoriese uitlatings, so sag op die oor val, dat 'n mens dit amper nie opmerk nie.
en ook nie opmerk hoe daar die uitlatings jou in 'n rigting lei, of jou opinie vorm, of 'n bietjie kognitiewe dissonansie by jou veroorsaak nie. En daarom 'n groot klomp verwarring en verdwaling in die kerk veroorsaak. Nou wat ons baie keer van kerklike platforms af hoor, klink so waar, en dit klink so wys, en dit klink so verstandig, jy weet die Engelse woordjie sensible. En dan vang jy jouself dink, maar as dit so waar en so wys en so verstandig is, hoekom beklei ons dan nog steeds so in die kerk? Hoekom sleep ringe en lidmate predikante hof toe? Hoekom wil synodes en gemeentes uit die verband uitklim? Hoekom heers daar so absolute wantroue en agterdog in die kerk? Want, twee wands. Die eerste want baie van hierdie uitlatings wat so sag op die oor val, bevat 'n stuk retoriek, wat bedoel is om te stuur, of te beheer, of te manipuleer, deur verdere gesprek of kritiese dialoog, te stop of te beperk of te diskrediteer. Die tweede want baie van hierdie uitlatings gebruik dieselfde woorde wat ons nog altyd gebruik het, en op grond van ons gedeelde belydenisgrondslag met mekaar ooreengekom het dat ons dit op 'n bepaalde manier verstaan, dis hoe ons hierdie woorde verstaan, dis ons het nog altyd gedefinieer het, maar terselfdertyd het sommige stilletjies nuwe, meer moderne betekenisse aan hierdie belangrike woorde gegee. So ons gebruik dieselfde woorde, maar ons het verskillende woordeboeke. Ons praat absoluut by mekaar verby, want ons bedoel nie dieselfde ding met die woorde wat ons gebruik het. Byvoorbeeld, baie bekend enetjie, verdraagsaamheid. Verdraagsaamheid het nog altyd beteken, as jy in 1 Korintiërs 13 vers 7 gaan lees, dan beteken dit, al stem ek nie met jou saam nie, ek kan steeds met jou 'n pad van onderskeiding stap, terwyl ek jou as my naaste liefhet. Ek verdra jou, al stem ek nie met jou saam nie. En al voel ek dit maak 'n verhouding moeilik, ek verdra jou. Maar die betekenis het verander, het 'n nuwe betekenis gekry. Stem met my saam, aanvaar en vier my waarheid, of moet my ten minste nie teenpraat nie, anders is jy onverdraagsaam. So dis nie, ons kan twee aparte standpunte hou en mekaar verdra nie, nee, ons moet saamstem, anders is een van ons onverdraagsaam. En daar's baie woorde wat net so 'n nuwe betekenis gekry het, en ook as deel van die politieke retoriek gebruik word. So jy hoor die woord, jy heg nog die ou betekenis daaraan, en jy handel daarvolgens, maar die ander persoon het stilletjies 'n nuwe betekenis daaraan gesit, en op daai manier word jy gemanipuleer, gestuur, of stilgepraat. Nou ek het deur die loop van die jare 'n klompie van hierdie gesprekstoppers, nou nie by mekaar gemaak, iewers gaan neerskryf, boek gehou van die kwaad nie, maar dit kom keer op keer op, so dit sit nog so 'n bietjie in mense agterkop. En dis dan nou beide hierdie etikette en gelaaide stellings, en ek geklompie met hulle met julle deurwerk. Wat ek hoop om te bereik met hierdie video is die volgende twee dinge. Nommer 1, om jou te help om meer krities te luister, veral wanneer 'n dominee of 'n teoloog of 'n kerkleier praat. Nou sal jy natuurlik vra, hoekom? Wil jy agterdog saai, of wil jy dominees in disrepuut bring? Wil jy nou weer moeilikheid veroorsaak of modder gooi daarbo? Waarop ek sal sê nee. Neem Jakobus 3 vers 1 net ernstig op, wat sê, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want ons weet dat die van ons wat leermeesters is, swaarder geoordeel gaan word. So, jou dominee, of ouderling, of die een wat verantwoordelik is vir jou geestelike begeleiding, gaan swaarder geoordeel word, want hy het meer verantwoordelikheid. Met ander woorde, jy moet hom tot 'n hoër standaard hou. Dis behoorlike teologie. En hoe jy dit doen is om die hele tyd in jou agterkop die vraag te hou, sê hierdie persoon wat hy bedoel, en bedoel hy wat hy sê? Met ander woorde, is hy opreg, en is hy oortuig van sy eie standpunt. Die tweede ding, wat ek graag met hierdie video wil doen, is om jou te help met 'n baie eenvoudige taktiek of 'n strategie vir wanneer jy in gesprekke is waar jy agterkom, iemand is nou besig om my met retoriek te probeer oortuig van 'n saak. En ek het hierdie taktiek of strategie geleer by 'n man met die naam Greg Koukl, hy's 'n baie bekende apologeet, en hy het 'n boek geskryf, Tactics, wat nou so onlangs 'n 10 jaar viering gehad het. Baie goeie boek, wat jy bietjie na kan kyk. En in hierdie boek verduidelik hy onder andere dat 'n mens hierdie twee eenvoudige vrae net elke keer bly vra. Die eerste vraag is, jy vra vir iemand, wat bedoel jy daarmee? Hulle sê vir jou iets, en jy hoor hier's 'n gelaaide term, of 'n etiket, of ietsie in, of 'n buzzword, of wat ook al, en jy vra eenvoudig vir hulle, wat bedoel jy daarmee? Definieer vir my wat jy met daai woord bedoel, of wat jy met jou stelling bedoel. En as hulle nou vir jou gesê het, of wat ook al, die tweede ding wat jy vir hulle dan vra is, en hoe het jy by daardie gevolgtrekking uitgekom? Hoekom is hierdie twee vrae belangrik, en hoekom is dit so 'n goeie vraag om te vra? Wat bedoel jy daarmee? Help jou op die ouend om te verstaan,
of jy en die persoon op dieselfde bladsy en in dieselfde woordeboek is of nie. Kommunikeer ons op dieselfde vlak, of kommunikeer ons verby mekaar. Probeer een van ons die ander en dalk 'n bietjie manipuleer, of hoor ons mekaar nie want ons definisies verskil. So dis 'n goeie kommunikasiestrategie. Kom ons verstaan net eers wat mekaar regtig bedoel. Hoe het jy by daardie gevolgtrekking uitkom? Help jou om te verstaan of die argument van die persoon logies en inhoudelik begrond is of nie, en of hulle op jou eind self by daardie punt uitgekom het, of glo en daarmee saamstem wat hulle op die ouend sê. En of dit dalk iets is wat hulle net iewers gehoor het, en dit nou soos 'n papegaai herhaal. Wat baie keer gebeur wanneer iemand hierdie twee vrae vra, is een van 3 dinge. En ek het al baie gesien in veral hierdie spontane debatte wat ouens met mense, of onderhoude wat mense met ouens gaan hê by hierdie optogte en proteste en goed. Die eerste ding wat kan gebeur is, jy kom agter die persoon is dalk self nie lekker seker wat hulle bedoel met wat hulle sê nie. Hulle papegaai politieke of teologiese slogans wat hulle iewers gehoor het, byvoorbeeld my body, my choice, of liefde is liefde, en hulle verstaan dalk self nie wat hulle daarmee bedoel nie. Of ja, Trump is 'n fascist, of jy weet, hierdie een is 'n totalitariër, of wat ook al. Hierdie politieke buzzwords wat hulle oral te hoor en hulle dink ek moet dit net herhaal, dan is dit reg. Maar hulle verstaan nie self wat dit is nie. En jy vra die vraag, wat bedoel jy daarmee? Dit druk hulle so 'n bietjie tot stilstand. Die tweede ding wat kan gebeur is, jy kom agter dat hierdie persoon vanuit 'n totaal ander wêreldbeeld as jy praat oor die onderwerp waarmee hulle besig is. So dis nie net 'n geval van ons het 'n verskil van opinies of interpretasie en dis maar my interpretasie teen jou interpretasie nie. Dis 'n geval van in watter tipe wêreld leef jy? Hoe dink jy oor God en kennis en die gesag van die Bybel en jou interaksie met God en jou menswees en op jou etiek? Leef ons in dieselfde wêreld? Praat ons vanuit dieselfde begronding oor hierdie dinge waaroor ons praat? Of praat ons is dit 'n botsing van wêreldbeelde? Die derde ding is, jy help hulle dalk, of jy help dalk selfs jouself, om van die logiese of inhoudelike teenstrydighede in hulle eie denke raak te sien, en moontlik hul standpunt verander. Ek het dit ook al 'n paar keer gesien, halfpad deur die gesprek, dan sien jy 'n liggie gaan aan by die persoon, en ewe skielik kom hulle agter, sjoe, jy weet, hierdie argument van my maak nie sin nie, ek het nie hierdie ding oorweeg nie. Ek het al baie gesien in gesprekke oor abortus, en ook evangeliese gesprekke, waar mense 'n idee het oor wie God is, en hoe verlossing en redding en vergifnis en al daai goeders werk. So kom ons spring in. En as jy al aan die ontvangkant was van 'n gesprekstopper, wat ek nou nie hier in die video bespreek nie, want ek gaan natuurlik nou nie almal hier inkry nie, neem vrymoedigheid en vertel vir my daarvan in die comments. En hoe jy dit ervaar het, en miskien selfs hoe jy dit geantwoord het. Dan leer ons by mekaar. Nou in geen spesifieke volgorde nie, ek kan ook so 'n bietjie oorvleeling wees tussen party van dies wat ek dan nou gaan opper. Eerste enetjie wat ek hierso vir julle het, is een wat ek al baie gehoor het. Ons moet nederig wees in ons lees en interpretasie van die skrif. So die nederigheid rondom ons hermeneutiek en ons eksegese. Nou ek gaan elke keer uitwys dat daar is 'n waarheidselement aan die goed. Dis hoekom dit so sag op die oor val. En dis hoekom dit so gevaarlik is om sommer net die goed onkrities te vat, want daar is 'n waarheidselement, maar daar is baie keer ook 'n retoriese element. So ek gaan dit nou rustig met julle deurwerk, so 'n bietjie op 'n praktiese manier. Nou, wat is die waarheidselement in hierdie stelling? Ons moet nederig wees in ons lees en interpretasie vir die skrif. Die waarheidselement is, ons moet waak teen arrogante sekerheid, veral by moeilike en onduidelike tekste. En ons moet op die oomblik nederig genoeg wees om by die skrif aan te pas en nie die skrif by ons te laat aanpas nie. Dis waar, en almal van ons kan daarmee saamstem. Maar daar's baie keer 'n retoriese bedoeling daarbey. En die retoriese bedoeling by hierdie sinnetjie is, jy moet waak om te seker te wees oor jou interpretasie. Want sekerheid self is 'n teken van hoogmoed, selfs waar die teks te duidelik is. Nou vra ons ook die vraag, so hoekom is hierdie sinnetjie 'n gesprekstopper? Want dit skep agterdog teenoor enigiemand wat meen dat die skrif duidelik is oor sekere dinge. Hoe sou so 'n gewaarwording lyk as iemand vir jou sê, want jy is nou 'n bietjie seker oor hierdie ding wat jy sê, en hulle sê, luister, ons moet nederig wees in ons lees en interpretasie van die skrif. Dan dink jy, jene, hoe hoogmoedig moet ek wees om te dink dat ek die Bybel klinkklaar kan uitlê, of die finale woord oor die tekste kan sê. Sjoe, ek wil tog nie hoogmoedig wees nie, so dan bly ek eerder stil. Gesprek gestop. Daarom dat ons twee strategiese vrae so belangrik is, dat die gesprek kan aangaan, en nie net daar stop nie. Wat bedoel jy met nederig? Bedoel jy,
waak teen arrogansie, dan stem ek met jou saam. Of bedoel jy geen finale sekerheid nie, want dan stem ek nie met jou saam nie. En daar is 'n groot verskil tussen die twee. Dan vra jy die volgende vraag as jy nog geantwoord het. En hoe het jy by daardie gevolgtrekking uitgekom? Sê nou maar, hulle sê vir jou, maar het gaan nou oor, jy weet, ons kan nie finaal seker wees nie. Dan sê jy, of dan is moontlik die geval dat miskien het hulle 'n postmoderne wêreldbeeld wat agterdogtig is oor waarheidsaansprake. En dan is jou antwoord natuurlik, maar dan kan ek ongelukkig nie met jou bedoeling van nederige skrifinterpretasie saamstem nie. Want binne die Christelike wêreldbeeld is kennis van die waarheid, gehoorsaamheid aan die waarheid en bewaring van die waarheid nogal belangrik. So die gesprek is nie gestop nie en jy is nie stil gemaak nie. Jy het 2 belangrike vrae gevra en jy het iets baie duidelik agtergekom. Ek stem nie met jou saam nie. Met jou interpretasie nie en ook hoe jy by daai interpretasie uitgekom het nie. Ons het 2 verskillende wêreldbeelde, ons verstaan die Bybel en ook die Christelike wêreldbeeld anders. 'n Tweede sinnetjie wat ek ook al baie gehoor het. Ons moet die Bybel op sy eie terme lees. Nou natuurlik is daar 'n waarheidselementie in. Ons mag nie ons moderne konteks en waardes in die teks inlees nie. Ons neem die leef en die verstaanswêreld van die skrywer nie gehoor van die teks in ag en ook, baie belangrik, die bedoeling wat die oorspronklike skrywer wou oordra. Dis hoe ons die Bybel ernstig opneem. Daar's waarheid. Maar hoe word hierdie stelling baie keer retories gebruik? Die Bybelse skrywers was nie so gepla met historiese feitelikheid en waarheid soos wat ons mense aan die ander kant van die 17de eeuse verligting is nie. Hulle wou eerder hulle ervarings oordra in dit wat hulle persoonlik en dit wat vir hulle persoonlik betekenis gehad het. So kom ons neem die Bybel op daai terme ernstig op. Nie op ons terme wat feite en waarheid vir ons so belangrik is nie. So hoekom is hierdie gesprekstopper? Want hulle wil jou laat dink dat as jy normatiewe waarhede en voorskrifte uit die Bybel uit wil haal, dan doen jy dit as 'n kind van die verligting. En jy forceer jou modernistiese idees oor waarheid en feitelikheid in die skrif in wat absoluut teen die karakter van die skrif gaan. So kom ons vra ons 2 belangrike vrae. Wat bedoel jy dan met om die Bybel op sy eie terme te vat? Bedoel jy, neem die Bybelse konteks ernstig op, of bedoel jy, die Bybelse skrywers het 'n losser verstaan van waarheid, betekenis, interpretasie gehad, wat eintlik op jou end baie lyk soos wat ons postmodernisme dink oor hierdie dinge. Is dit wat jy bedoel? Want met die een kan ek saamstem en met die ander kan ek glad nie saamstem. Nou sê nou maar, hulle sê, jy weet die Bybel het 'n losser verstaan van waarheid en so aangaan. Nou vra jy die vraag, nou hoe het jy tot by daardie gevolgtrekking gekom? Wat is jou bronne? Wat sê dat ons en die Bybelse mense totaal anders gedink het oor feite en waarheid? Of voel jy maar net dat dit so moes gewees het, omdat daar so lang tydsverskil tussen ons en die skrywers van die Bybel is? 'n Derde stellingkie, wat ek ook al 'n paar keer gehoor het, en wat ook in van ons atlas verslae oor die skrif baie keer voorkom. Die Bybel is nie 'n wetenskaphandboek nie. Soortgelyk een, ons kan nie die Bybel lees asof dit moderne geskiedskrywing is nie. Nou, hier is 'n waarheidselement in. Die Bybel is nie net historiese narratief of empiriese feite nie. Dit bevat 'n groot verskeidenheid genres, wat ons mooi moet onderskei van mekaar om die Bybel reg te kan interpreteer. Byvoorbeeld, daar is poësie in, daar's profesie, daar's apokaliptiek, regspraak, gelykenisse ensovoorts. So dis die waarheidstelling. Die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie. Maar wat is die retoriese bedoeling agter om dit so te stel? Die retoriese bedoeling is die Bybel voldoen nie aan moderne wetenskaplike standaard nie. En daarom moet ons dit eerder as simbolies lees en skepties wees oor enige feite wat die Bybel aan ons voorhou. Nou, hoekom is hierdie 'n gesprekstopper? Want, hoe oningelig en fundamentalisties is jy om die Bybel te gebruik om jou kosmologie of antropologie te informeer? Ons het teoretiese fisika en evolusieteorie vir dit. En niemand wil tog oningelig en fundamentalisties voorkom nie, so dan bly ek eerder stil. En ons vertrou die wetenskap. Kom ons vra ons 2 vrae. Wat bedoel jy met nie 'n wetenskaphandboek nie? Bedoel jy verskillende genres? Dan stem ek 100% mee saam. Of bedoel jy feitelik en histories onakkuraat? Want dan stem ek nie met jou saam nie. Sê nou maar hulle sê, wel, feitelik en histories onakkuraat. Dan vra ons die vraag, hoe het jy by daardie gevolgtrekking uitgekom? Het jy 'n moderne wetenskap of biologie handboek gelees? En die moderne wetenskap op jou Bybel afgeforceer? Wetenskap wat 'n mensgemaakte metode is, wat berus op observasie en herhaalbaarheid en nie 'n onfeilbare maatstaf is vir alle waarheid nie. En daardie gesprek aangegaan. En jy het so 'n bietjie van hulle voorveronderstellings uitgelig met die vrae wat jy vra. Nog 'n stelling.
Die Bybel wil ons na God lei, nie vir ons feite gee nie. Ietsie soortgelyk, waarheid in die Bybel is teologiese waarheid, nie historiese waarheid nie. Nou wat is die waarheidselement in hierdie stelling? Die primêre fokus van die Bybel kan opgesom word deur Johannes 20 vers 31. Hy sê, maar hierdie wondertekens, aan die einde van sy brief, sê hy, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Dis die doel van die Bybel. Alles wat die Bybel bevat, is bedoel om ons na Jesus te wys. Die geskiedenis en die feite speel dus 'n ondersteunende rol tot hierdie sentrale doel. So dis die waarheidselement wat daardie stelling bevat. Maar dit word baie keer retories gebruik. Dat die doel van die Bybel en die inhoud van die Bybel kan absoluut los van mekaar staan. Die teologie en die geskiedkundigheid daarvan hoef nie noodwendig met mekaar enigiets te doen te hê nie. Die feite en die feitelikheid van die Bybel is nie belangrik nie, solank ek ervaar dat ek 'n ontmoeting met God gehad het wanneer ek die Bybel lees. So dis die retoriese gebruik van daai stelling. En hoekom is dit 'n gesprekstopper? Want, luister, jy mis die doel van die Bybel deur op die feite en feitelikheid daarvan te fokus. So, ek wil nie die doel van die Bybel mis nie en daarom sal ek eerder stil bly. Kom ons vra. Wat bedoel jy? Is die feite en die feitelikheid van die Bybel onbelangrik? Of selfs relatief? Ek kan nie daarmee saamstem nie. Of bedoel jy bloot dat dit nie die primêre fokus moet wees nie? Nou daarmee stem ek saam. Dit is ondersteunend tot die primêre doel en fokus wat Jesus Christus is. Sê nou maar, sê vir jou, want jy weet, die Bybel is foutief en onakkuraat, so dit kan nie die primêre fokus wees nie. Dan vra ons die vraag nou, hoe het jy by daardie gevolgtrekking uitgekom? Het die Bybel dit self so gekommunikeer, dat die teologie kan losstaan van die feite en die twee hoef nie noodwendig met mekaar enigiets te doen hê nie? Of lees jy die Bybel deur 'n postmoderne raamwerk? Is jy beïnvloed deur 'n postmoderne raamwerk en probeer jy dit afforceer op die skrif? Nou ek het 'n klomp wat ek nou kortliks ook verder wil hanteer, wat ek nou nie elke keer gaan sê, okay, kom ons vra nou ons twee vragies en hoekom is dit 'n gesprekstopper en so aan nie. Dis nou, dalk omdat ons nou al 'n bietjie prakties die ding deurgeoefen het, kan jy dit nou self doen. Maar net om nog so paartjies vir julle voor te sit, dat 'n mens lekker attent is wanneer jy dit dalk iewers hoor, gaan ek vir ons die volgende gee. En ek gaan nog steeds vir ons uitwys hoe daar 'n waarheidselement in elkeen van hierdie goed is en hoe dit ook retories gebruik kan word. Enetjie wat jy dalk al baie gehoor het, ons almal lees die Bybel anders, of dis jou interpretasie. Wat is die waarheidselement daarin? Daar is altyd 'n mate van subjektiwiteit wanneer ons die Bybel lees. En daarom is goeie en verantwoordelike eksegese en hermeneutiek so belangrik. En om kennis te neem van hoe die kerk deur die eeue die Bybel gelees het. Baie belangrik. Maar wat is die retoriese bedoeling? Objektiewe en normatiewe interpretasie van die Bybel is onmoontlik. Die beste wat ek kan doen, is om met ander te deel wat die teks vir my beteken. En ons leer by mekaar. Daar is nie objektiewe, normatiewe standaard nie. So jy vra jou twee vragies. Wat bedoel jy daarmee? Hoe het jy by daai gevolgtrekking uitgekom? En jy dink ook so 'n bietjie, hoekom is hierdie gesprekstopper? Volgende enetjie. Ons moet voortdurend nie dink oor Bybel lees en kerk wees. Ons moet nie dink. Nou, wat is die waarheid? Ja, Paulus sê, vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, en vir die Grieke het ek soos 'n Griek geword. Met ander woorde, solank die inhoud dieselfde bly, kan ons die verpakking aanpas, om dit op 'n relevante manier oor te dra, soos wat kontekste en tye verander. Maar wat is die retoriese bedoeling? Die retoriese bedoeling is, ons moet die inhoud ook aanpas, om by nuwe werklikhede te pas, nie net die verpakking nie. Luister krities, moenie net dat die gesprek daar stop, omdat dit reg klink in terme van hoe Paulus sou gesê het nie. Nog enetjie, en hier is 'n paar variasies. Ons moet ruimte maak vir mense se stories. Ons kan nie mense se ervarings ontken nie. Onthou, daar's 'n mens aan die ander kant van jou standpunt. Hierdie standpunt van jou kan mense seermaak. So daar's 'n klomp sulke variasies. Nou wat is die waarheid in hierdie stellings? Die waarheid is, God werk in en deur mense se lewens. En daarom is mense se stories belangrike getuienisse wat ons kan bemoedig en hoop gee en die krag en liefde van God in ons lewens bevestig. Ook moet die waarheid altyd in liefde gepraat word en moet ons mekaar in liefde verdra en ook mekaar se laste dra. Dis waar. Maar die retoriese bedoeling is, ervaring word op die ouend die maatstaf vir teologiese waarheid. My belewenis word die hermeneutiese sleutel waarmee ek die Bybel interpreteer. En die effek wat 'n sekere teologiese of etiese uitspraak of standpunt op mense het,
bepaal op die einde of dit 'n legitieme uitspraak of standpunt is. Nie is dit waar nie, maar maak dit mense seer of ongemaklik. Die maatstaf word geskuif. Nog een. Dis nie so eenvoudig nie. Hierdie is 'n komplekse saak. Ons moet die spanning behou en nie te gou dit wil oplos nie. Iets in daai lyn. Nou oor die waarheid is, alle kwessies, veral teologiese en etiese kwessies, het altyd vele fasette, waarvan kennis geneem moet word, of wat in ag geneem moet word, en mens moet soms waak teen te simplisties dink. Maar daar is 'n retoriese bedoeling ook hier agter. Dat kompleksiteit word as 'n verskoning gebruik om duidelikheid te vermy en besluitloosheid te bevorder, of vir die goue middeweg te gaan, te sê, besluitloosheid, die goue middeweg, jy weet dat ons nie te gou oorgaan in te duidelik wil wees nie, dat dit 'n deug is. Kom ons bly in die spanning, kom ons bly in die ongemak, kom ons bly in die onsekerheid. So dis die retoriese bedoeling. Wat bedoel jy daarmee? Hoe het jy by daai gevolgtrekking uitgekom? Is dit die Bybelse wêreldbeeld of is dit 'n moderne wêreldbeeld of 'n postmoderne wêreldbeeld wat jy op die Bybel probeer forceer? Is dit hoe die kerk nog altyd oor sake gedink het wat meer as een faset het? Jy weet dat dit te kompleks is, ons kan nie daaroor besluit neem nie. En hoekom is dit 'n gesprekstopper? Nog een, teologie is altyd interpretasie. Daar is geen ongeïnterpreteerde waarheid nie. Nou die waarheid van hierdie stelling is, ons erken die noodsaak van hermeneutiek, wat die kuns van interpretasie is, wanneer ons enige kommunikasie medium probeer verklaar. Ons moet altyd interpreteer. Maar wat die retoriese bedoeling is alles wat geïnterpreteer is, kan ook anders geïnterpreteer word. Daar's my interpretasie en jou interpretasie en albei is ewe, daar's nie 'n standaard nie, daar's nie 'n normatiewe standaard nie. Ons kan nie aanspraak maak op sekerheid of op die eksklusiwiteit van my standpunt nie. Ons moet ons eie verstaan saggies vashou, dat ons dit maklik kan verander. God is altyd groter as ons begrippe oor hom. Miskien het jy dit al gehoor. Ons kan nie oor God praat soos wat hy werklik is nie. Hy is die gans andere God. Ons kan hom glad nie verklaar nie. Nou die waarheid is, ons beklemtoon God se transcendensie. God is altyd groter as wat ek kan dink of begryp, want ek met my finiete, lekker anglisisme, menslike breintjie, beperk soos wat ek is, kan onmoontlik 'n oneindige wese in sy totaliteit verstaan. Dis waar. God is altyd groter as wat ek kan dink of verstaan. Maar die retoriese bedoeling is, ons kan geen positiewe kennis van God moontlik hê nie. Ons kan nie sê wie, hoe of wat God is nie. Ons kan net sê wat hy nie is nie. Hy is nie verstaanbaar nie. Hy is nie intellektueel bekombaar nie. Hy is nie, maar ons kan nie sê wat hy is nie. Want ons kan hom nie verstaan nie, ons kan hom nie klein kry nie. Dis die onderskeid tussen apofatiese teologie en katafatiese teologie, as jy dit so 'n bietjie wil gaan opsoek. En wat ook in hierdie stelling baie keer retories gesê word, is God is nie bloot groter as ons verstaan van hom nie, hy is altyd anders as wat ons kan dink of begryp. Ek kan hom glad nie ken of verwoord of verstaan nie, ek kan maar net in verwondering wees oor hierdie godheid wat hier rondom my is. Hoekom is dit 'n gesprekstopper? Hoe het jy by daardie gevolgtrekking uitgekom? Wat bedoel jy met God is altyd groter? Bedoel jy regtig hy is altyd groter of bedoel jy hy is altyd anders? Want ek kan met die een met jou saamstem, maar ek kan nie met die ander een saamstem nie. Nog enetjie. Die waarheid is 'n persoon. Die waarheid is persoon. Nou, daar's waarheid in die stelling, ja. Dit beklemtoon dat waarheid nie bloot 'n stel abstrakte proposisies is nie, maar uiteindelik gevind word in 'n verhouding met Jesus. Hy sê dit self in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die uiteindelike waarheid van ons werklikheid. 100%. Die waarheid is 'n persoon. Hoe word dit retories gebruik? Dit kan gebruik word om enige proposisionele of objektiewe waarheid te relativeer. Luister, die waarheid is 'n persoon, nie feite nie. So waarheid op die ou end word hoofsaaklik dan nou relasioneel. Ek bepaal waarheid in die verhouding wat ek het met die persoon waarheid, Jesus dan. Of die ervaring wat ek het van Jesus, want hy's 'n persoon. Hy's nie 'n klomp feite of stellings of goed nie. So ek bepaal waarheid op grond van my ervaring of die relasie wat ek met Jesus het, want die waarheid is 'n persoon. Wat bedoel jy met die waarheid is 'n persoon? Beteken dit enige stellings of abstrakte proposisies is onwaar, want dis nie
persoonlik nie en beteken dit jy kan jou waarheid aanpas op grond van die ervaring wat jy van jou verhouding met Jesus het, want met een kan ek saamstem en met die ander kan ek nie saamstem nie. Hoe het jy by daai gevolgtrekking uitgekom en natuurlik hoekom is dit 'n gesprekstopper? Laaste enetjie. God is liefde. God is liefde. Die waarheid is natuurlik openbaar God homself as die drie enige God wat in homself volmaakte verhouding van liefde is. En sy liefde is nie net wat hy doen nie, maar wie hy is. En daarom definieer hy self wat ware liefde is, sê 1 Johannes 4 vir ons. En hierdie liefde word op die ouend sigbaar in skepping, verlossing en sy etiese oproep dat ons ook moet lief hê soos wat hy lief het. 100%. God is liefde. Maar wat is die retoriese bedoeling baie keer? Hierdie beweging word omgekeer. Nie meer, omdat God liefde is, definieer hy liefde nie, maar ons ervaring of definisie van liefde definieer God. God is liefde, word dan gebruik om te sê, nou as iets vir my soos liefde voel of lyk, dan moet dit van God af wees. En daarom is dit reg. So, hoe kan jy vir my sê, hierdie tipe liefde en daardie tipe liefde is verkeerd? God is dan liefde. In alle vorme van liefde moet ons deur God goedgekeur word. Anders is hy nie liefde nie. So dis 'n gesprekstopper. God is liefde, bly stil. Dis haatspraak of dis onverdraagsaam of dit getuig nie van liefde wat jy nou sê nie. Nou goed, wat bedoel jy met God is liefde? Hoe het jy tot daai gevolgtrekking gekom? So hier's 'n samevattende patroon. Natuurlik, soos ek gesê het, daar's nog baie ander wat ons hier kan insit. En ek sien uit om te sien wat julle vir my onder in die comments gaan gooi. Maar hier's 'n samevattende patroon wat ons kan uitwys. Al hierdie gesprekstoppers toon gewoonlik een van 3 tendense. Die eerste tendens is, dit verskuif gesag. Weg van die teks af, na die leser se interpretasie van die teks. So in plaas daarvan dat die skrif die maatstaf bly, wat ons op die einde vorm en korrigeer, word die skrif iets wat deur ons belewenis en verstaan gefiltreer en uiteindelik bepaal word. So die eerste ding wat hierdie gesprekstoppers doen is, dit verskuif die gesag. Weg van die skrif af na my toe. Die tweede ding wat dit doen is, dit herdefinieer waarheid. Waar waarheid tradisioneel verstaan is as iets wat ooreenstem met die werklikheid, word dit nou meer en meer verskuif na iets wat vir my betekenis het, of ervaring gee, of dis 'n persoonlike interpretasie. So wat waar is, word nie meer primêr bepaal deur dit wat is, of hoe dinge werklik is nie, maar dit word bepaal deur wat dit vir my beteken en hoe dit my laat voel. So waarheid word herdefinieer. Die derde ding wat die gesprekstoppers vir ons as tendens uitwys is die versagting van konflik. Nie deur die konflik werklik op te los nie, maar deur bloot sekerheid, definisie en diferensiasie te ondermyn. So duidelike uitsprake en oortuigings word verdag gemaak. Hoe kan jy so seker wil wees? En onsekerheid word as 'n deeg voorgehou. Kom ons bly in hierdie spanning, jy weet, hierdie liminale ruimte. Jy weet, hier kan kreatiewe idees ontstaan, hier in die spanning tussen die pole. En op die manier word eerlike onderskeiding en sinvolle debat dikwels vervang met 'n vae middelgrond waar min nog met oortuiging gesê kan word. Nou ek het ook, soos wat die Engelsman sê, 'n disclaimer vir hierdie video. Klink of mense nou een spesifieke groep mense regtig aanval, maar net 'n baie belangrik ding voor ons afsluit. Nie almal wat hierdie tipe frases gebruik, doen dit doelbewus om te manipuleer of te stuur of gesprek te stop nie. Daar's baie mense, en dalk is jy een van hulle, wat wonderlik is as jy tot hier in die video aangebly het, wat hierdie goed eenvoudig iewers gehoor het, en dit het vir hulle sin gemaak, en dit het reg geklink, en dit het wys geklink, en dit strook met 'n eie ervaring, en so begin jy dit dan nou self gebruik. Maar jy het nog nie noodwendig self gaan dink, wat bedoel ek eintlik hiermee? En hoe het ek tot by hierdie gevolgtrekking gekom? En dis okay. En dis presies hoekom hierdie gesprek belangrik is. En dit belangrik is dat 'n mens nie hierdie goed gebruik om gesprek mee te stop nie. So as jy dalk aangeraak is deur die inhoud van die video, jy wil 'n bietjie verder praat of sommer net nog van my gedagtes hoor, dan nooi ek jou uit. My e-mailadres is daar in die beskrywing van die kanaal, dinkbybels@gmail.com. Gesels graag met my. Ek nooi jou uit. Nou vir diegene wat voel dat hulle in stemming is met hierdie video se inhoud, wil ek graag 'n vermaaning gee. Wat ook al die situasie en wie ook al die persoon aan die ander kant van die gesprek, dit is geweldig belangrik dat ons ingelig genoeg sal wees om hierdie frases raak te hoor vir wat dit is. Dit is gesprekstoppers. En daarom is dit ook skeidingmakers
en verhoudingvernietigers. En dat ons daarom toegerus sal wees om kritiese vrae daaroor te vra. Wat bedoel jy met X? En hoe het jy by jou gevolgtrekking uitgekom? En nie bloot toe te laat dat mense met halwe waarhede, verdraaide feite en valse narratiewe en lui argumente ons stil maak nie. Die gesprek kort knip nie. En kom ek sluit af. Uiteindelik gaan hierdie video nie oor wie die slimste argument het nie. Dit gaan oor waarheid. En meer spesifiek oor hom wat gesê het, ek is die waarheid. En as Jesus werklik die waarheid is, dan beteken dit twee dinge. Eerstens, waarheid is nie iets wat ons self skep of herdefinieer nie. Dis iets wat ons ontvang, dis iets wat ons leer ken, en is iets waarin ons gehoorsaam moet wees. Maar tweedens, daardie waarheid is nie koud, abstrak of onpersoonlik nie. Dit is 'n persoon. En daarom kan ons nie waarheid teenoor liefde afspeel nie, want in Christus ontmoet waarheid en liefde mekaar. So die doel van hierdie gesprek is nie om mense stil te maak net weer van die ander kant af nie. Ons wil nie gesprekstoppers wees nie, maar juis eerlik luister, duidelik praat en saam onderskei wat waar is en dit bevorder.